Goeiedag en welkom by NG Vera Park se digitale bediening. My naam is Bornay Jacobs en by vandag se preek gaan ons stil staan by Johannes 1 van vers 1 tot by vers 13. Dis vir ons 'n voorreg om as 'n geloofsfamilie ook op hierdie manier by mekaar te wees. Al is ons apart in verskillende huise en op verskillende plekke, word ons verenig uiteindelik vandag deur God se woord wat ons hier by mekaar roep. So voordat ons saam lees, kom ons dank die Here dat ons hierdie voorreg kan hê en ons vra hom om ook vandag sy woord aan ons te seën en ook aan ons uiteindelik te openbaar. Hemelvader, dankie vir hierdie oomblik, dankie dat ons kan kom bewus raak van u teenwoordigheid. Dat ons kan weet u is by ons, al is ons ver van mekaar af. En Here, dankie dat u woord vir ons gee. Dat ons toegang het daartoe, dat ons nie vervolg word daarvoor nie, dat ons geloof kan uitleef in vryheid. Dankie vir die voorreg om te kan lees, te kan verstaan. Maar Here, ons vra dat u vandag ook u woord aan ons sal openbaar. Dat dit vir ons hoop sal gee, dat dit aan ons genade sal openbaar en dat ons ook daardie genade sal uitleef in die wêreld daar buite. Amen. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Ons tema vir vandag is woord, lig en lewe. Ons het so 'n bietjie in die Bybelstudie gepraat oor wat hierdie beteken het vir groot groep Jode wat in daardie tyd Christene geword het, wat in 'n tyd geleef het waar die ander Jode rondom hulle hierdie valse evangelie verkondig het, wat gesê het, maar Jesus is nie die Here nie, hy was maar net 'n profeet, magtig in woord en daad, wat, soos hierdie teks sê, hom nie erken het nie, sy eie mense wat hom nie erken het nie. En hierdie gedeelte nooi vir my en jou vandag uit om te vra, maar hoe erken ek en jy Jesus Christus as God? Nou, hierdie 3 woorde, woord, lig en lewe, is 'n manier waarin die Johannes Evangelie uiteindelik Jesus beskryf. Jesus openbaar aan die mense wat in Efese geleef het in daardie tyd, en ook die omringende en omringende geloofsgemeenskappe. En vir my en jou ook vandag is hierdie teks so waardevol. Kom ons begin by woord. Nou die woord hierso vir woord wat ons natuurlik hier in hoofletters het, want dit vertel vir ons wie Jesus is. Dit vertel vir ons dat Jesus God is. Nie soos wat die mense in daai tyd om hulle gesê het, nee, Jesus is nie God nie. Dit sê Jesus is God. Hy is die God wat die wêreld geskep het. Dit vat ons na Genesis 1 toe wat sê, God het gesê, hy het hierdie woord gespreek, laat daar lig wees. Daar was lig en daaruit het God lewe geskep. Nou, woord is vandag 'n ding wat oral om ons is. Ons word aan soveel woorde blootgestel en ons self spreek ook vreeslik baie woorde in ons daaglikse lewens. Maar hierdie woord is anders as die woord van mense. Dit is die ewige woord, dit is die ware woord, en dit is woord wat lig en lewe vir die wêreld bring.
Hierdie woord is 'n woord wat lewe spreek. Dit is 'n woord van genade. Dit is 'n woord van hoop. Dit is woord wat skep, wat in die duisternis skyn. En as ons gaan dink oor Jesus se woorde, nie net wat hy gesê het nie, maar ook die manier waarin hy met mense gepraat het, sien ons dat Jesus se woorde woorde van genade was en nie woorde van oordeel nie. Ek dink vandag is ons geneig om baie meer woorde van oordeel te spreek, opinies te vorm oor mense, idees en ander dinge, en daai woorde is gewoonlik 'n oordeelswoord, waar ons besluit wie is reg en wie is verkeerd, waarin ons besluit wie is goed en wie is sleg. Maar woorde van genade nooi ons uit om met ander oë te kyk. As ons gaan kyk na die Ou Testament waar genade, hierdie woord genade oorspronklik gebruik was, was die vertaling daarvan om guns te vind in iemand se oë. Nou wat sou gebeur het is, sê nou maar jy was skuldig bevind aan iets en jy het gaan verskyn in die hof of voor die koning of wat ook al, dan het die koning oordeel uitgespreek op dit wat jy dan nou verkeerd gedoen het. Maar baie keer sal 'n koning guns vind, iemand sal guns vind in die koning se oë, en hy sal nie geoordeel word nie. Hy sal genade ontvang en vrygespreek word van sy oordeel. Met ander woorde, hierdie woord van genade is ook 'n manier van kyk. Kyk jy met woorde van oordeel of kyk jy met woorde van genade? Dink aan jou verhoudings, dink aan die mense om jou, die mense in jou lewe, by die werk, by die huis, by die skool, waar jy beweeg. Hoe kyk jy na die wêreld? Kyk jy met oë van oordeel of kyk jy met oë van genade? Want hoe jy kyk bepaal uiteindelik ook wat jy spreek, die woorde wat jy gebruik. Nou, soos wat ons nou praat oor kyk, dan vat dit ons na lig toe. Ek sit hierso in 'n ateljee waar ek omring is met 'n klomp ligte. Julle kan nou nie die ligte sien nie, maar dit is verskriklik helder. Anders op die video kan 'n mens omtrent niks sien nie. Maar sonder lig kan ons nie sien nie. Ek het die voorbeeld gebruik in die Bybelstudie van om in die donkerte te loop. En as mense lig aansit, dan is dit makliker om te loop. En lig is ook vreeslik belangrik vir sig, nê? As jy jou oë toemaak, dan kan jy niks sien nie. Maar as jy jou oë oopmaak, dan laat dit die lig toe om in jou oë in te kom en jy kan dan beter sien. So hierdie lig en hierdie woord en hierdie manier van kyk nooi ons uit om uiteindelik te vra, maar wat se lig sien ons in die wêreld? Dis baie maklik om vandag net na die duisternis te kyk. En hierdie gedeelte sê baie prominent, die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie, kon dit nie uitdoof nie. En as ons dink oor Jesus se lewe, as ons dink oor sy kruisiging en hoe hy gesterf het en opgestaan het, dan is dit 'n getuienis om te sê dat selfs die donkerste donker wat die dood is, kon nie hierdie lig oorwin nie. Dit kon nie hierdie lig oorweldig nie. Partykeer voel ons oorweldig deur die duisternis. As ons die nuus aansit en hoor van alles wat in die wêreld aangaan, is daar so baie duisternis daar buite. En ek en jy word uitgedaag om nie ons oë toe te maak vir hierdie duisternis nie, maar om die lig eerder in die wêreld te sien en die lig eerder in die wêreld in te saai. Dit beteken dat wanneer ons gekonfronteer word met die duisternis, of dit nou in ons eie lewe is en of dit nou om ons is, dan kan ons nie toelaat dat die duisternis ons sig oorweldig nie. Ons moet met lig na die wêreld kyk en ons moet die lig in die duisternis uiteindelik ook wees. Nou, hoekom moet ons hierdie dinge doen? En dit maak die skrywer baie prominent hierso waar hy sê dat aan almal wat Jesus aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word, die wat in sy naam glo. Nou as ons kinders is van God, dan beteken dit ons verteenwoordig uiteindelik God se koninkryk. Ons sê maar ons het 'n aandeel in hierdie lig wat selfs die diepste, donkerste duisternis, die dood, nie kan oorweldig nie. Dit beteken ons word geroep om ook soos Jesus die lig in die duisternis te wees. Dit beteken om genade te wees
in tye van duisternis, om nie na die duisternis te kyk en die duisternis te oordeel nie, maar om genade te betoon, selfs in donker tye en in donker plekke. En nou kom ons uiteindelik by lewe. Lewe is die kern, die hoogtepunt, die crescendo van hierdie woord en lig. In hom is daar lewe. En hierdie lewe was die lig vir die mense gewees. Nou ek wil hierso na Prediker 9 toe gaan. Prediker 9 het hierdie pragtige gedig wat juis gaan oor die waarde van die lewe en die betekenis van die lewe. En hierso van vers 3 af staan daar, dit is die slegte by alles wat onder die son gebeur, dat daar een lot is vir almal, ook dat die hart van mense vol boosheid is en dat domheid in hulle harte is gedurende hulle lewe en daarna na die dooie. So met ander woorde, daar's 'n erkenning om te sê, maar daar is duisternis in mense. Daar is donkerte in die wêreld daar buite. Hierdie gedeelte sê nie dat daar nie donkerte, boosheid en duisternis is nie, dat dit ook in ons harte kan wees. Maar hoor nou van vers 4 wat sê, maar vir wie nog by al die lewendes is daar hoop. Ja, 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Die lewendes weet immers dat hulle sal sterf, maar die dooies weet niks nie. Daar is vir hulle geen verdere beloning nie, ja, die herinneringe aan hulle het vervaag. Dan gaan die gedeelte aan hierso om te sê, en net vir 'n oomblik net gou daar stil staan om te sê, maar die waarde van om lewendig te wees, om lewe te hê wat hoop gee, sê daar is hoop vir die wat nog lewe. En ons moet hoop uiteindelik beliggaam in ons lewe. Ons het net een lewe, ons het net een kans, ons het net een kans om te lewe en om hoop te saai, om lig te sien. En baie keer gee ons tyd te veel vir die duisternis, vir wanhoop, vir goed wat hoop afbreek. En ons kan nie ons lewe so mors nie. Vers 7 sê, gaan eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal jou dade goedgekeur. Laat jou klere altyd wit wees, laat jou kop nie sonder reukolie wees nie. Geniet die lewe saam met die vrou of die man wat jy liefhet, al jou sinlose lewensdae wat hy vir jou gegee het onder die son, want dit is jou beloning vir jou inspanning waarmee jy jou afsloof onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe, want daar is geen werk of verklaring of kennis of wysheid in die doderyk waarin jy op pad is nie. Die dringendheid van hierdie teks om te sê, maar gaan groot en gaan vol met jou lewe, die cliché van carpe diem, gryp die dag, gryp die oomblik, gryp die lig. Ons het 'n kans, ons is 'n kans gegee om as kinders van God te leef hier en nou. Ons hoef nie te wag totdat ons sterf die dag, dat ons in die lig kan ingaan en in die hemel by God kan wees nie. Ons kan nou, hier en nou, hoop, lig, genade en lewe spreek. So laat jou woorde lig gee vir die duisternis daar buite. Dat dit nie oordeel gee nie, maar dat dit genade gee, sodat ons lewe kan vier. Die lewe moet gevier word. En hoor die eenvoud waarin die lewe gevier word in hierdie gedeelte, en daarmee sluit ek af. Eet jou brood en drink jou wyn met 'n vrolike hart en doen wat jou hand vind om te doen. Moenie stagneer nie, moenie stadig beweeg nie. As jy dink aan net geweet terug te gaan na daai beeld toe van om in die donkerte te loop. Mens loop stadiger as jy nie goed kan sien nie. En jy kom op 'n punt waar jy stil staan. En ons kan nie toelaat dat ons harte oorweldig word deur vrees nie. Die lewe is te kosbaar daarvoor. So gaan vier die eenvoud van die lewe. Die eenvoud van om te kan eet. Hierdie wit klere wat hy hiervan praat, wit klere was 'n simbool gewees van vreugde, van hoop, van vrolikheid. En dit sê ek nou hier terwyl ek 'n swart hemp aan het, maar met die green screen werk dit nie altyd so goed nie. Maar hierdie simbool van om dit te dra, van om wit te dra, van om hoop te dra. So mag jy in hierdie tyd wat voor lê, fokus op die lig. Nie toelaat dat die duisternis jou oorweldig nie. Nooi God in jou hart in, erken en bely hom as jou Here en jou Verlosser.
gaan wees 'n kind van God, 'n kind van die lig wat woorde van hoop, genade en vreugde sprei in 'n wêreld wat dit regtig nodig het. Ons het die voorreg om die lig in die duisternis te kan wees en ons moet dit wees. Ons kan nie soos die wêreld word nie. Ons kan nie soos die duisternis word nie. En ons is in staat daartoe, juis omdat ons kinders van God is, omdat die lig in ons leef, soos wat Paulus skryf in die Romeinebrief, dat God in ons leef, die lig leef in ons, en laat jou lig skyn. Deel jou lig met die wêreld daar buite. En partykeer is dit nie maklik nie. Partykeer voel ons nie goed nie, ons voel so 'n bietjie oorweldig deur die lewe, en daarom is dit belangrik dat ons aan mekaar moet vashou, dat ons nie in isolasie moet leef nie, maar dat ons saam met ons medegelowiges, dat ons mekaar help om die lig in die duisternis te sien. Ons het 'n verantwoordelikheid en 'n roeping ook teenoor mekaar, net soos wat ons het met die mense daar buite en met die wêreld daar buite. Mag jy ook uit hierdie gedeelte verfris word. Mag jy dink oor jou denke, jou woorde en jou dade. En mag jou lewe 'n getuienis wees, 'n lewende getuienis wees van Jesus wat leef in hierdie wêreld vandag, en dat ons lig sal skyn in die duisternis daar buite. Kom ons bid saam en ons vra die Here om ons te help hiermee. Hemelvader, waar ons baie keer oorweldig word deur die duisternis, waar ons in plekke in beweeg en in tye is waar ons vreeslik druk ervaar, waar dit vir ons soms moeilik is om die lig te wees, gee dat ons mekaar sal versterk, dat ons met genade oë na mekaar en na die wêreld sal kyk, dat u lig ons oorweldig, dat dit ons inspireer, en dat ons die eenvoud in vrolikheid en in vreugde kan geniet. Amen.